Wat die Here doen is goed, en wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm hy. Geliefdes, genade, barmhartigheid, liefde en vrede vir u, van God die Vader, Jesus ons Verlosser, en dit deur die liefdevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe broers en susters, ons gaan luister vanoggend na die skriflesing vanuit die tweede brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs. 2 Korintiërs gaan ons lees, hoofstuk 12, en daarvan vers 5 tot en met 10. 2 Korintiërs hoofstuk 12, vers 5 tot 10. So entjie vroeër by die eerste vers gesigte en openbarings, die opskrif. Liewe broers en susters, God se woord. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê het nie, selfs nie vanweë die verhewendheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus eerder my beskutting sal wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Hier eindig ons skriflesing. Wie 'n kind van die Here is, hoor sy woord en weet hy spreek tot ons. Kom ons bid saam, broers en susters. Troue Here, maak ons na u beeld gelyk, om al meer, o Heer, afstand te doen van onsself, en al meer te wees dit wat u wil hê, ons in Jesus Christus moet wees. O Here, ons stry, ons is so vasgevang aan die gravitasiekrag van hierdie aarde, dat ons eie wêreldse dinge vir ons saak maak, dat ons self vir ons saak maak. Maar tog, Here, weet ons al meer minder van onsself en al meer van u. Dan is ons besig om dit te wees wat u wil hê ons moet wees. Here, help ons stry in hierdie stryd tussen dit wat was en dit wat kom. Dit hoe ons gewees het en dit hoe u wil hê ons moet wees. Selfs hierdie einste apostel wat u geroep het om so kosbaar, o Heer, soveel op skrif te stel, sodat ons kan hoor en kan weet, dieselfde stem, dieselfde woord word ook tot ons gerig en spreek tot ons. Selfs ook hy praat van hierdie stryd. O Here, laat ons daarom besef, ons loop in u voetspore. Ons dra 'n kruis.
Gee vir ons as kerk daarom, o Here, hierdie versekering dat U steeds by die kerk sal bly, dat U steeds, o God, die kerk se rigting sal aandui en sal aanwys, dat U voor ons uitgaan, ons agterhoede dek, en ook, o Heer, ons vleuels beskud, deurdat U altyd by ons so sal wees. O Here, U ken elkeen van ons so goed. U sien tot in ons diepste grond. Ons diepste wese is aan U bekend. Ja, selfs voordat die gedagte of die woord by ons opkom, kom die getuienis vanuit die skrif, weet U al klaar wat dit gaan wees. Die hare op ons hoof, dis getel. U ken ons, en U ken ons omstandigheid. En ook, o Here, in hierdie pad van kind wees, van kerk wees, beskerm elkeen van ons en spreek tot ons. Spreek tot ons in dit wat U vir ons wil hê. In dit wat ons dalk, o Here, mee worstel. Werk in ons lewens. Gee vir ons die versekering dat ons hoop nie beskaam nie. Dat ons, o Here, die diens wat ons aan U bied, o God, uiteindelik sal sien en aanskou, wanneer geloof in aanskoue verander, as nie verniet, as nie gemors, dat ons in geloof staande sal bly ten spyte van soveel aanslae, van soveel geskrewe artikels wat die lig sien, uitsprake wat mense maak, wat ons wil ontspoor, wat ons wankelrig wil laat, maar maak ons standvastig in die geloof, Here, en vergewe ons oomblikke van vertwyfeling en van klein geloof. Kom dan nou na ons toe, Here, en laat ons U lig helder en duidelik in hierdie wêreld sigbaar maak. Met die hulp van U alleen, o Here, weet ons dis moontlik. En daarom bid ons dit in U naam alleen. Amen. Daar is baie ou stories onder verskillende volke van reg oor die wêreld. Stories wat sedert die antieke dae vertel is, sodat mense daaruit 'n les kan leer. Ons kry hierdie antieke stories uit Asië, Europa, uit die Amerikas en selfs ook hier uit Afrika kom daar sulke stories. Een so storie vanuit die Griekse ou wêreld, vanuit die Griekse mitologie, die storie van Achilles. Achilles was 'n bedrewe soldaat. Hy was 'n vegter aan die Griekse kant in die tyd van die Trojaanse oorlog. Achilles was eintlik maar 'n godheid. Hy was byna onoorwinbaar. Hy was eintlik maar onsterflik vir die praktiese sin van die woord, behalwe vir een plekkie aan hom. So vertel die mite, sy hakskeen. Sy hakskeen was 'n kwesbare plekkie in die lewe van Achilles, want sy moeder het hom in die heilige Styxrivier so aan haar duim en wysvinger vasgehou aan die hakskeen en hom in daardie rivier onderdompel. En al daardie plekke wat deur die water geraak is, het hom beskik gemaak en onsterflik gemaak, behalwe daar waar sy hom vasgehou het en hom toe onderdompel het, aan die een hakskeen van sy voet. Behalwe daar was Achilles kwesbaar. En toe vertel die mitologie verder, het iemand hom eendag met 'n gifpyl juis daar in die hakskeen geskiet. En dit was die einde
van die byna goddelike, byna onsterflike Achilles. Vandaar, liewe broers en susters, die algemene term en die by wyse van Spreuke woord, die Achilleshiel wat mense het. Daardie swak plek in jou bestaan. Daardie moontlike kraakie wat kan bars, al is jy hoe sterk en al is jy wie. Eintlik het almal maar van ons ietsie wat jou moontlik kan lam lê. Daardie swak plekkie in jou mondering. Daar word nog 'n storie vertel van 'n alles A matrikulant, 'n bedrewe student, universiteit toe gaan, maar daar nie die mas opkom nie. Want hy het 'n Achilles, hy het 'n Achilleshiel. Die oordrewe beskerming wat hy in sy ouerhuis geniet het, het gemaak dat hy daar die absolute vryheid van student wees op universiteit nie reg kon hanteer nie. En ten spyte van sy slimheid, en ten spyte van die feit dat hy hard kon leer, het daar 'n Achilleshiel in sy lewe gekom. En hy het dit nie verder gemaak om student te wees nie. Nog 'n storie. 'n Professor wat so baie beteken het vir sy studente. Iemand wat regtig ekstra moeite gedoen het met almal wat by hom in die klas was. Die hele universiteit het hom geken. Almal het van hom geweet. Hy het na uurse klasse gegee. Almal probeer kry op die punt van prestasie. Maar naderhand het die druk vir die professor te veel geraak. En die professor het bietjie begin drink. En naderhand te veel gedrink. En naderhand oordrewe gedrink, want hierdie spanning wat hy op hom gelaai het om die resultate in die studente se lewe te sien, het vir hom 'n Achilles geword. Naderhand het hy soveel gedrink dat hy nie meer professor aan die universiteit kon wees nie. 'n Achilleshiel, 'n swak plek, iets wat jou terughou, 'n stremming in jou lewe, ietsie wat maak dat jy nie so onaantastbaar is soos wat jy dalk gedink het nie. Wat maak dat jy dalk eintlik kwesbaar kan wees. Miskien het u so iets. Heel waarskynlik, want ons is maar net mens. Dalk is dit 'n siekte, 'n gestremdheid, miskien 'n familielid wat die lewe moeilik maak. Iemand wat dalk verslaaf is aan iets en telkens die lewe regtig omverwerp in die familie as gevolg van daardie probleem, maar dit word jou Achilles. Dit word jou probleem. Dalk finansies waaroor jy bekommerd is. Trauma wat in jou lewe plaasgevind het, of dalk 'n ander kwaliteit in jou mondering wat maak dat jy nie met deursettingsvermoë en met volharding kan volhou nie en elke keer jou werk moet bedank. Dalk een of ander swak plek, sonde, ego, selfsug, wat ook al. Achilleshiel kan 'n ondraaglike las raak. Dit kan 'n doring in jou vlees word. En dit, liewe broers en susters, is waarvan die apostel Paulus dan ook skryf, as hy oor homself hier getuig, en juis dan ook oor sy pad as gelowige, meer sê aan die mense oor homself, en hoe hy ook die verkondiging van die evangelie beleef het. En kom ons sê dan maar vir ons almal in konteks, hoe hy die pad van gelowige dan nou
beleef het. Hy het 'n Achilleshiel. Hy het 'n doring in die vlees. Dit moes baie erg gewees het, want die navorsers reken, dit kon selfs iets gewees het soos kanker. Ons is nie seker nie, dit staan nie daar nie, dit word nie vir ons gesê nie. Dalk moontlik malaria, wat telkens elke jaar teruggekom het. Daar's ook die bespiegeling dat dit moontlik oogprobleme was wat hy gehad het, dat sy gesig aangetas was, dat hy nie meer so goed kon sien nie. Maar definitief het dit groot en swaar lyding in sy lewe veroorsaak. Het dit vir hom die pad moeiliker gemaak, swaarder gemaak. Hy sê, en as hy dit beskryf, doen hy dit as volg: dit is 'n boodskapper van Satan om hom met vuiste te slaan. Hoe erg moet dit nie wees? Hoe groot, hoe seer hierdie Achilles, hy het gely. Presies wat dit was, ja, ons weet nie. En van waar af dit gekom het, word ook nie duidelik gesê nie. Maar daar word wel deur hom bely. Hy het dit ontvang, sodat hy nie hoogmoedig sal word nie. Ons weet, die duiwel hou van hoogmoed. Ons weet, die duiwel hou van mense wat hulle self hoog ag. Dis hoekom hy vir Adam en Eva sê, eet van die appel, eet van die vrug, dan sal julle word soos wat God dan nou is. As hy dus hierdie doring in die vlees ontvang het om nie hoogmoedig te wees nie, dan sal ons reg wees om te sê, maar hierdie doring kom van God. Hierdie doring is gegee sodat Paulus nederig kan bly, sodat hy nie hoogmoedig sal wees en sy verhouding met God skade ly nie. Dat hy steeds sal besef, hy moet dienskneg van God bly. Hy getuig, hy het dit 3 maal na die Here toe geneem, hy het 3 maal gebid en gevra. En dan gee die Here hom die antwoord. Nie soos wat hy dit graag sou wou hê nie. Eintlik 'n heel ander antwoord. Hy gee vir hom 'n antwoord om te sê, ja, jy sal nie hoogmoedig word nie. Ek gee vir jou 'n doring in die vlees. En daarmee saam, maar my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. So antwoord die Here vir Paulus. En dan kom ons agter as ons daardie gedeelte lees, Paulus is eintlik dankbaar oor hierdie swakheid van hom. Hy is eintlik verheug, want hy weet dit hou hom naby aan die Here. Nêrens beskuldig hy nie, hy verkwalik nie, en nog minder gebruik hy dit as 'n verskoning om nie voort te gaan op die pad wat hy veronderstel is om te stap nie. Want God se genade is vir hom genoeg. Wat, liewe broers en susters, is u Achilles? Het u ook 'n doring wat steek as jy jou dagtaak wil probeer verrig, as jy besig is om mens te probeer wees, om die volgende mikpunt te bereik? Wat is jou doring? En hoe hanteer jy dit? As ons hierdie gedeelte mooi na kyk, en ons lees dit en ons besef, maar eintlik is hier vir ons groot troos vir elkeen van ons, wat met hierdie Achilles worstel, wat dit ook al mag wees. En sien ons hoe Paulus dit hanteer het. Praat met die Here. Dra hierdie ding wat pla, wat seermaak,
wat ontwrig, wat jou kwesbaar laat, wat jou ontbloot, dra dit aan die Here op. Praat met hom. Gee dit vir hom. En as hy dit van jou wegneem, goed, wonderlik. Maar dalk is dit met u, met my, soos met Paulus, dat dit nie weggeneem word nie. Dan moet ons dit so hanteer. Moet ons dit so aanvaar. Maar ons moet bietjie dink, wat is die doel van hierdie Achilles in my lewe? Hoekom het dit op my pad gekom? Paulus sê hy weet hoekom het syne gekom. Sodat hy met sy voete plat op die grond kan bly. Sodat hy sy knie kan buig voor die Here. Sodat hy nooit sy God sal vergeet as hy in hoogmoed moet dink. Die dinge kom hom toe nie. Dis genade alleen. En ons moet besef, dis nie 'n straf nie. Dis so moeilik om daardie aanvaarding te ontvang. Ons het ook laas Sondag in die prediking van die kuiergas dominee gehoor, van God werk nie so nie. Hy straf nie so nie. Saam met daardie oplegging van 'n Achilleshiel, as ek dit so mag noem, 'n oplegging, word dadelik vir Paulus gesê, maar my genade kom daarmee saam. My genade is vir jou genoeg. Miskien moet ons maar oor dit dink en 'n besluit daaroor neem. Wil 'n mens eerder 'n gladde, probleemlose lewe hê, of wil jy God se genade hê? My genade is vir jou genoeg. Ons moet aanvaar dat sekere dinge ons pakkie is. Ons moet aanvaar dat 'n sekere kruis die kruis is wat ons moet dra. Ons moet nader aan dit so aanvaar dat ons eintlik gemaklik kan word met ons eie swakhede. Dink maar aan iemand wat gestremd is. Iemand wat altyd kon hardloop en nou in 'n rolstoel moet wees en elke dag die dag vierkantig in die oë moet kyk. Hoe moeilik moet dit nie wees nie? Hoe kry hulle dit reg om weer te lag? Hulle aanvaar, hulle berus, hulle maak vrede. Hulle maak vrede met dit wat op hulle pad geplaas is. Iemand wat altyd kon sien, wat blind geword het. Hulle maak vrede en ons leer by hulle. En ons sien die lewensvreugde in hulle lewe en ons wonder, maar hoe is dit moontlik? Hulle het vrede gemaak, hulle het dit aanvaar. Paulus se lewe getuig, broers en susters, van 'n ywer om nederig en dienskneg van God in Christus te wees. Hy het hierdie behoefte dat daar al minder van homself sal wees. Dat hy met ander woorde al minder gekwel sal wees oor hierdie doring. Dat hierdie doring hom so min sal pla, want hy kyk op. Hy fokus, hy kyk op na die Here. Al meer, minder van my en al meer van hom. Daarom gaan hy voluit met sy werk aan. Hy verwyd nie, hy het nie verskonings nie, hy verkwalik nie. En dis nogal 'n openbaring ook aan ons. 'n Openbaring om te besef, maar so moet ek ook, dalk met nuwe oë en met 'n nuwe gesindheid na die Achilleshiel, die uitdaging in my lewe kyk, sodat ek sal onthou, maar God se genade is genoeg, en bovenal sal kan sê, maar wanneer ek swak is,
is ek sterk. Amen. Kom laat ons saam dank. Troue Here, ons aanbid U met 'n danklied in die hart. Dankie dat U ons so kom besoek, dat ons U teenwoordigheid, o Heer, kan beleef. Die oë wat kan sien, die ore wat kan hoor, hulle sal waarneem en sal weet, dat die Gees ook hoor en sien. Hulle sal leer dat dit oor meer gaan as net dit wat ons met die blote sintuig hier ervaar. En daarom, Here, dankie dat U so in barmhartigheid met ons handel, dat U bereid is om Uself aan ons so bekend te maak, dat U openbaring aan ons, vir ons, o Here, duidelik is. 'n realiteit is wat triomfeer bo die realiteit van vrees en kommer en kwelling. Kom ons almal tegemoet, Here, elke een van ons wat daardie eina, daardie wroging, daardie stoei, daardie stryd aan U opdra en vir U vra, Here, maak ons sterk. Maak dat ons ook, o Heer, triomfantlik sal wil bely en sal sê, ek roem nie in myself nie, ek roem in God wat deur Jesus Christus hierdie dinge vir my hanteer. Leer ons om hierdie pakkie, o Here, werklik waar by U voete neer te lê. Leer ons om begrip te hê vir ander, om ander ook raak te sien as elkeen maar net met 'n kraakie, met 'n plekkie wat so maklik kan lek. Ons is maar kleipotte wat maklik breek. Maar binne in die pot, weet ons, Here, is daar 'n skat. Dit wat na U toe gaan. Bewaar ons, o Here, om heilig en rein te wees, om aan U te behoort, en gee dat die wêreld ons nooit sal steel. Gee dat daardie kraakie, Here, nooit sal maak dat ons U vergeet. Kom ons dan tegemoet in Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang die Here se seën en beleef sy vrede. Die genade van God ons Vader, die troue liefde van Jesus ons Verlosser, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, is en bly by elkeen van ons. Amen.